Halleluja, prys sy naam. Goeiemôre, goeiemôre aan al my pragtige maatjies, hoe gaan dit met julle? Het julle lekker geslaapies? Prys die Here man. Net om so weer in hierdie atmosfeer van die Heilige Gees te kan wees, is 'n eer en 'n voorreg wat ek en jy het vanoggend. Kom ek en jy gaan saam om die tafel in die woord van Koning Jesus met ons dagstukkie. Here, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg om weer op te kan staan, 'n voorreg wat ons te kan sê, Here, dit is u krag wat in my is u krag wat my lewe gee, dis u krag wat my laat opstaan. Halleluja, Here. Daarom wil ek u vra, Here, seën ons deur hierdie dag, gee ons 'n wonderbaarlike dag, Here. Ja, dis bewolk, is koel, Here, maar met u binnekant ons, Here, is dit warm. Here, daarom vra ek, Here, seën elke boeta en sissa wat saam met my om die tafel is, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Nou my boeta, my sissa, ek glo dit gaan goed. Het julle 'n wonderlike nagrus gehad? Ek het 'n baie lekker nagrus gehad, prys die Here. Maar ek wil gou vandag jou vra, waar kry jy jou krag vandaan? Is dit jou eie krag of is dit God se krag? Waar kry jy jou krag vandaan? Efesiërs 6. Ons maak ons Bybel so op Efesiërs 6 vers 10. Eintlik my broeders, hoor hierso. Word kragtig in die Here. En in die krag is sy sterkte. Halleluja. Net hierdie teks vandag vir my en jou. Hoe hy sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here. Nie kragtig in jouself nie, nie kragtig in die wêreld nie, word kragtig in die Here. Hy sê verder, hy sê vir jou, en in die krag is sy sterkte. Dis waar jou sterkte lê, is in die krag van Koning Jesus. My broer, my suster, ek wil vandag vir jou sê, hierdie krag is dieselfde opstandingskrag wat Jesus gekry het toe hy opgestaan het uit die dode. Wil ek vandag vir jou sê, luister mooi, dat jy het daai selfde krag, jy besit daai selfde opstandingskrag, dat dit niks verander nie. Dit raak net sterker en sterker en sterker. So daarom wil ek vir jou sê, jy het nie nodig om te gaan lê nie. Jy het nie nodig om plat te val nie. Jy het nie nodig om in 'n gat in te gaan nie. Jy het nie nodig om die vuurpoel van die hel te gaan nie. Jy het nodig om die krag te gaan ontdek van Koning Jesus wat in jou is. Want hy sê vir jou, word kragtig in die Here. Want in daardie krag lê jou sterkte. Halleluja. Ek raak sommer opgewonde. Ek hoop julle is ook opgewonde. Ja, ek weet die keel wil toetrek en dit voel so snotterig, maar ek wil vir jou sê, ek het die krag. I've got the power of the Holy Spirit. I've got the power of the Holy Spirit inside me. Do you have the power of the Holy Spirit? Do you have the power of Jesus Christ inside of you? You will know. Want met daardie einste krag kan jy opstaan. Met daardie einste krag van Jesus is jou sterkte. Dis wat jou die krag gee, jou authority, jou autoriteit in Koning Jesus. Hou op terugkyk na die wêreld, los die wêreld. Kyk na Koning Jesus. Hy sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here. Want in daardie krag lê jou sterkte. As jy gaan kyk also, dan sê hy vir jou, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Onthou jy dit? Onthou jy daai teks? Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wag jy op Koning Jesus. Here, baie baie dankie. Dankie kort, dankie kragtig, want U wil hê ons moet besef, U opstandingskrag is in ons. En dis waar ons sterkte lê. U wil hê ons moet dit gaan uitoefen. Daarom wil ek vandag vra, Here, laat ons elke boeta sisse wat luister, wat kyk, Here, met hulle hand in hierdie woord sit, wat om die tafel sit, Here, mekaar se arms omhoog hou, dat hulle met daardie opstandingskrag sal opstaan. Want in daai krag lê ons sterkte wat U vir ons gegee het. Seën ons deur hierdie dag, Koning Jesus. Lei U ons, Abba Vader. Here, behoed en bespaar ons. Dankie daarvoor, Koning Jesus. Here, en as daar boeta of sissas wat geval het, wat sukkel om op te staan, help ons om hulle te kan help te besef,
Die opstandingskrag is in hulle. En dit is waar hulle sterkte, hulle autoriteit lê. Here, ek maak gestoop nie onder u bloed, Koning Jesus. En ek seël ons af met 'n krinkvuur van die Heilige Gees. Dis my gebed in Koning Jesus. Amen en amen.